Vandag gaan ons kyk hoe die Christen teologie of die kerk jou saligmaking gaan beïnvloed. Om die ewige lewe te beerwe, moet jy 'n verbond met die Skepper Jehovah hê. Die Christen het nie 'n verbond met die Vader Jehovah nie. Om 'n verbond met die Vader te hê, dan moet daar sekere dinge gedoen word. Jy moet sy heilige naam afgesonder hou. Dit is Torah. Jy moet sy verlossingsplan volg. Dit is die skriftelike feeste. Jy moet die 7de dag, Sabbatdag, moet jy onderhou. Dit is die teken van die verbond wat jy met Jehovah het. Volgens die Bybel, wie het 'n verbond met Jehovah? Ons lees in Romeine 9 vers 4. Who are the children of Israel? To whom is the adoption and the esteem and the covenants and the giving of the Torah and the worship and the promises? Wie kry dit? Slegs die kinders van Israel ontvang Jehovah se aanvaarding, die agting, die verbond, die gee van die Torah, die aanbidding en die beloftes. Daar is geen melding van 'n Christen wat dit gaan ontvang nie. En dit is Bybels. So hoe mis die Christen dit dan? Wel, is omdat hulle weggedoen het met die verbond van Jehovah. Die eerste verbond van Jehovah, ons lees in Exodus 24 vers 8. And Moshe took the blood and sprinkled it on the people and said, See, the blood of the covenant which Jehovah has made with you concerning all these words. Die bloed van die perfekte eenjarige lam, wat gelykstaande is aan die bloed van die lam van Jehosja, wat 'n voorspraak was van die bloed van Jehosja, vir die vergewing van sondes. Nou, die Sabbatdag is die teken van hierdie verbond, wat Jehovah met sy mense gemaak het. Ons lees in Exodus 31 vers 16. And the children of Israel shall guard the Sabbath, to perform the Sabbath throughout their generations as an everlasting covenant. Dit is, throughout their generations, an everlasting covenant. Met ander woorde, dit stop nie en dit is vandag nog steeds geldig. En hierdie ewige verbond wat Jehovah gemaak het, is nie vervang met 'n Nuwe Testament nie. Maar die ewige verbond het die hernuide verbond geword. Dit is geprofeteer in Jeremiah 31:31. See, the days are coming, declares Jehovah, when I shall make a renewed covenant with the house of Israel and with the house of Yehuda. Het is belangrik om dit te verstaan wat hy sê hierso. Hy sê the house of Israel and the house of Yehuda. Dit is die twee huise lering wat ons moet ken, en sodat ons sy woord kan verstaan. En dit was vervul in die hernuide verbond in Hebreërs 8 vers 8. For finding fault with them, he says, See, the days are coming, says Jehovah, when I shall conclude with the house of Israel and with the house of Yehuda a renewed covenant. Renewed, hernuide verbond, wat Jehovah met sy kinders van die huis van Israel en van die huis van Jehuda gaan maak. Nou, in hierdie vers wat ons nou net gelees het, word daar gesê, and finding fault with them. Dit was nie fout gevind met die Torah nie, want die Torah is perfect. Is die mense wat nie die Torah kon onderhou nie, of wou onderhou nie, is die them, is hulle. Ons lees in Hebreërs 10 vers 10,
dat die hernieuwde verbond is Yahusha in ons. By the desire we have been set apart through the offering of the body of Yahusha Messiah once and for all. So, Yahusha is die hernieuwde verbond. Yahusha is ook die Torah. Jy lees dit in Johannes 1 vers 1, dat Yahusha is die woord. So wat gebeur het was, dat die seremoniële wette van die diereoffer en die menslike priesterskap was mee weggedoen. Nie die morele wette nie. Ons lees in Hebreërs 10 vers 11 en 12. And indeed, every priest stands day by day doing service and repeatedly offering the same slaughter offerings, which are never able to take away sins. But he, having offered one slaughter offering for sins for all time, sat down at the right hand of Elohim. Yahusha is ons hoëpriester en Yahusha is ons bloedoffer of sondeoffer. So die boodskap van die evangelie van Yahusha is dat sy afgesonderdes was deur die hernieuwde verbond volmaak gemaak. Ons lees in Hebreërs 10 vers 14. For by one offering he has perfected for all time those who are being set apart. Ons is op sy gesit of afgesonder vir Yahusha. En hierdie begrip van hierdie boodskap word slegs aan sy uitverkorenes of sy mense wat op sy gesit is of afgesonder is, geopenbaar. Ons lees in Kolossense 1 vers 27 en 28. Sy kinders wat afgesonder en volmaak gemaak word, sodat Yahusha hulle perfek aan Yahua kan aangebied word. Vers 27. To whom Elohim desired to make known what are the riches of the esteem of this secret among the nations, which is Messiah in you, the expectancy of esteem, whom we announce, warning every man and teaching every man in all wisdom, in order to present every man perfect in Messiah Yahusha. Dit is die gospel message. Dit is die evangelie boodskap. Dat ons deur Yahusha in ons perfek voor Yahua kan staan. Wat is die oorsaak van die sonde? Wat is dit wat die Christen skei van Yahua? Dit is die sonde. Die oorsaak van die sonde is soos volg in Yahua se woorde. Isaiah 24 vers 5. For the earth has been defiled under its inhabitants, because they have transgressed the Torah, which is meervoud vir Torah, changed the law, broken the everlasting covenant. Daniel het dit ook bevestig in hoofstuk 7 vers 25. And it speaks words against the Most High, and it wears out the set-apart ones of the Most High, and it intends to change appointed times and law. Kan julle dit sien? Sy wet, sy Sabbatdag, sy feeste was weggeneem. En dit is die sonde wat die mens nie die ewige lewe kan laat erf nie. So die resultaat daarvan is dan, ons lees in Romeine 1 vers 28 en 31. And even as they did not think it worthwhile to possess the knowledge of Elohim, Elohim gave them over to a worthless mind, to do what is improper. Wat is improper? Is dinge wat teen die Torah is. Without discernment, covenant breakers, unloving, unforgiving and ruthless. Nou as jy daai hoofstuk gaan lees van vers omtrent 20 of
dan sal jy die hele prentjie sien. Maar wat ek wil verwys na in vers 31 is die covenant breakers. Wie is die covenant breakers? Dit is die Christen teologie, die kerk, die Christen, want hulle onderhou nie die teken van die verbond nie. Die teken van die verbond is Sabbatdag, en omdat hulle dit breek, is hulle covenant breakers. Die Nuwe Testament is nie 'n lisensie om te sondig nie. Die hernieuwde verbond is die krag van Yeshua in ons om sonde te oorwin. Ons lees Romeine 6 vers 1 en 2. What then shall we say? Shall we continue in sin to let favor increase? Let it not be. How shall we who died to sin still live in it? Ons is nie veronderstel om in sonde te leef nie. Die sonde moet nie oor jou heers nie. Romeine 6 vers 14. For sin shall not rule over you, for you are not under the law, but under favor. Jy moet verstaan wat dit sê, so you are not under law. Wat beteken is dat the law applies to lawbreakers. Die wet word toegepas op die wat die wet breek. As jy wet getrou is en nie die wette breek nie, is die wet nie van toepassing op jou nie. Dit word nie op jou uitgeoefen nie. So, dit is waar die leuen van die Christen so gevaarlik is. Dat dit oukei is, dat jy 'n sondaar is, want almal is sondaars. Dit is nie die geval nie. Romeine 6 vers 15. What then? Shall we sin because we're not under Torah but under favor? Let it not be. So, die gevolgtrekking van die fout van die Christelike teologie is dat hulle het weggedoen met die Torah van Yeshua, wat die gids en beskermer van Yeshua se kinders Israel is. Hulle het daarvan ontslag geraak. Maar hulle verkies om die vals teologie van die tradisies van die kerk eerder te gehoorsaam, in plaas van Yeshua se Torah. So wat is sonde? Yeshua sê sonde is 1 Johannes 3 vers 4. Everyone doing sin also does lawlessness, and sin is lawlessness. Wat is lawlessness? Dit beteken sonder die law, om sonder die wet te wees. So wie het van die wet ontslag geraak? Die kerk. Omdat hulle nie sy naam onderhou nie, hulle onderhou nie sy Sabbat nie, hulle onderhou nie sy feeste nie, so hulle onderhou nie die wette nie, en daarom is hulle wetteloos. Nou hier is wat Yeshua te sê het daaroor. Matteus 7 vers 23. And then I shall declare to them, I never knew you. Depart from me, you who work lawlessness. As jy Yeshua, ons skepper, werklik lief het, dan sal jy sy gebooie gehoorsaam. Net soos Yeshua dan ook die gebooie van ons Vader gehoorsaam. Johannes 15 vers 10. If you guard my commands, you shall stay in my love, even as I have guarded my Father's commands and stay in his love. Hallelujah.